Ons is vanmôre aan die begin van 'n nuwe reeks en hierdie reeks se naam is Een Lewe. En ons gaan vir die volgende 4 weke bietjie kuier oor hierdie tema Een Lewe. En wat dit beteken om deur hierdie een lewe 'n lewe van integriteit te leef. Nou ons dink baie keer integriteit het 'n betekenis en as ons daai betekenis uitleef is ons mense van integriteit. Maar ons gaan leer in hierdie volgende 4 weke wat integriteit regtig is. En ons gaan uit die boek van Hebreërs baie van die inligting en dit wat ons gaan oordeel uit die boek kry. En ek wil begin deur af te skop wat vir ons half die tema gaan wees van hierdie week of van hierdie reeks, Hebreërs 10 vers 14 tot 16. En ek lees vir julle uit die boodskap vertaling. Parafrase, hy sê die volgende: deur daardie een offer van hom het hy alles 100% by God reggemaak vir elkeen wat God spesiaal syne gemaak het. Die Heilige Gees sê vir ons dat dit so is. Eers sê die Gees: dit is die ooreenkoms wat ek na daardie tyd met hulle sal maak, sê die Here. Ek sal seker maak dat hulle nooit sal vergeet wat ek van hulle wil hê nie. Wat ek van hulle verwag, sal ek deel van hulle lewe maak. Hierdie boek Hebreërs stel ons bekend aan die een wat sentraal staan en sentraal is. Jy sien, ons kan baie keer in ons geloofsreis 'n klomp dinge deel maak van ons geloofsreis. En dan soms raak daardie goed of dinge wat ons bybring belangriker as die een, maar vanmôre het ek en jy nodig om te verstaan, niks is meer sentraal tot hierdie verhouding as hy nie. Nie van hom weet nie van sy goedheid praat nie, maar vanuit hierdie verhouding, die sentrale een in ons lewe, alles te beleef en te funksioneer, om te verstaan dat dit in hom is, in die sentraliteit van wie hy is, waar ek en jy sy liefde ontdek, waar ons getransformeer word, waar ons verander word om meer soos hy te wees. Dis in hierdie verbintenis waar ek en jy herstel word na ons oorspronklike ontwerp toe. Weet, baie van ons trek soveel keer goed in ons lewens aan. En dan word die oorspronklike ontwerp so klein bietjie verander. Ek onthou ek het 'n vriend gehad wat sodra hy 'n kar koop, nog voor hy om die blok gery het, gaan hy na die werkswinkel toe en dan wat sê hulle in goeie boere Afrikaans? Hulle tune hom. Nuwe uitlaatstel, nuwe rekenaarprogram. Want die konsumpsie en die wat ook al verander sodat jy hom by saartjies nek kan hoor, want alles is beter as hy net so 'n bietjie verander word. En dan so 6, 7, 8, 9 maande later, dan is daar probleme, want nou is die kar te warm, hy brand te warm, en nou brand hy 'n gat in die blok. Want daar's getorring aan die oorspronklike ontwerp. Ek het die voorreg gehad om in my oom se besigheid te werk en hy het 'n groot motoronderdele winkel gehad. En eendag stap 'n jong ouetjie by my in en hy vra vir my, hy soek die 3 koper kop. Ek is nie seker wat se Afrikaanse woord vir 'n spaakplug nie. En ek sê vir hom, wat se kar ry jy? En hy sê nee, hy het 'n Uno Pacer SX. Ek sê, hierdie nommer 1 is R200 'n spaakplug en hy gaan nie werk in jou kar nie, nee, maar hy soek hom. Ek sê, okay, ek wil weer vir jou sê, gaan nie goed werk in jou kar nie, hy gaan te warm vonk vir jou voertuig stuur. En na 10 minute besef ek, jy weet, hy het my nou gevra, ek gaan dit nou maar vir hom gee, en hy het dit gekoop. Die kar se ontwerp het gevra vir 'n BP6ES, 1 koppie gewone spaakplug. Maar hy soek hom, want hy wil torring aan die oorspronklike ontwerp. Ek en jy, baie keer trek dinge aan en torring aan hierdie oorspronklike ontwerp, maar in die sentraliteit van wie hy is, ontdek ek en jy weer wie ons is, en is dit vir ons dan in daai verhouding maklik om daardie kleed wat ons onsself aantrek weer uit te trek en toe te laat dat ons saam met hom in hierdie lewe regeer.
Beteken dit dan, Jonathan, vanmôre, dat ek oor alles heers, dat daar goed in alles is in my lewe? Nee, dit beteken die verwysing van dit wat met my gebeur, verander na 'n verwysing waar ek saam met hom in die storms oor daardie dinge kan regeer. Want skielik is die besef, hierdie storm gaan my nie verwoes nie, maar hierdie storm gaan my bou en my nader bring en my sterker maak vir dit wat nog kom. Ek vlieg dan in die storm en ek heers in die midde van al die uitdagings, wanneer ons uit die sentraliteit leef van wie hy is. Sien, maar dis 'n reis. Dis waar ek en jy verstaan, waar ek moeg en oorlaai is, lei hy my na waters van rus. Waar ek soos 'n vreemdeling soms voel, verstaan ek is geliefd. Waar ek isolasie en alleenheid beleef, skielik verstaan ek is aanvaar en ek word versorg. Dat ek in hierdie waarheid funksioneer. Ek is nie 'n vreemdeling nie, maar ek is deel van sy familie. Jy sien, ek en jy droom altyd van 'n tuiste. En as ons dink aan 'n tuiste, dan vind ons waarheid in hierdie tuiste wat hy vir jou en my skep. Ons kan tuis voel in 'n huis. Ons kan tuis voel by mense. Maar is nooit daai omsaamvattende, selfversekerde plek waar jy voel soms jy kan net wees nie. Dis net by hom waar ek en jy dit vind. En dis wanneer ek en jy dan deel raak van daai belewenis van hemel op aarde. Dis vir my baie keer so hartseer as jy met mense interaksie het, en ek weet, julle weet vanmôre waarvan ek praat, waar mense 'n verwagting het na 'n beter dag. 'n Verwagting het na 'n beter môre. Ja, natuurlik, in die prakties van die lewe hoop ons almal om ons lewens te verbeter en 'n klomp dinge in ons lewens te doen. Maar wanneer ons praat van hemel op aarde, is dit 'n verhoudingskonsep. Dis nie vasgevang in goed of in dinge nie, maar dis vasgevang in hierdie verhouding, in daardie een lewe. Daardie lewe van volheid, saam met hom. En vanmôre wil ek sê, daai een lewe is 'n lewe van integriteit. Jy sien, ek en jy, ons lewens word verander deur hom in ons, deur sy teenwoordigheid in ons. En wanneer ek en jy dan hierdie verandering begin leef, dan begin sy heerlikheid in ons gestalte kry, en dan word ek en jy die draer van hierdie heerlikheid. Die draers van sy heerlikheid beïnvloed dan mense, want ons lewens word dan die sigbare verteenwoordiging van sy heerlikheid. En dan word die boodskap van my lewe sy waarheid. Met ander woorde, hierdie innerlike waarheid, hierdie innerlike fondasie verander dan mense om my. En is dit nie wonderlik nie dat ons gesê het aan hierdie begin van die jaar, ons vertrou dat elkeen een persoon sal bereik. En met groot afwagting kyk ons na daardie Bybel, want ons het die name kom neerskryf. Maar nou verander daai name neerskryf, die transisie waar ek en jy hierdie heerlikheid dra en toelaat dat die Here my gebruik om daai persoon te herbelyn met die waarheid. En met groot afwagting voor die einde van die jaar, dat daai plakkertjies rooi sal wees. Want ek en jy, die draer van sy heerlikheid, beïnvloed mense. My lewe, my boodskap, my integriteit. Jakobus 2 vers 26 sê, 'n liggaam sonder lewe daarin is dood. Geloof, sonder dat die persoon ook die wil van die Here doen, is net so dood. En wat is hierdie wil? Is om 'n lewe van integriteit te leef. Nou vra jy my vanmôre, maar Jonathan, wat is hierdie integriteit? Wel, ek wil begin deur vir jou te sê wat integriteit nie is nie. Integriteit is nie uiterlike godsdienstigheid of wettisisme nie. Matteus 15 vers 8 sê, hierdie mense sê al die regte dinge vir God, maar hulle dien hom nie met hulle hart nie. Jy sien vanmôre, wanneer ek en jy die nagmaal gebruik, wanneer ons gee, wanneer ons by die kerk kom, kan dit wees uit plig uit.
Maar dit beteken nie dis 'n lewe wat gefundeer is en gebaseer is op integriteit nie. Wettisisme, godsdienstigheid. Integriteit is nie net om die regte goed te sê of om opreg op te tree nie. Christus kom vanmôre en hy sê hy kyk na ons hart en nie na die gebruike wat ons doen nie. Julle sal julleself herinner, ek het dit al baie keer gesê, ek kan vir my vrou tee maak en my vrou kan vir my sê, hierdie tee kom nie uit jou hart uit nie. Dan sal ek altyd sê, maar waarvan praat jy? Dis dieselfde teesakkie, dis dieselfde koppie. Ja, maar het jy die koppie warm gemaak voor jy die koue melk in hom gegooi het? Het jy hom uitgespoel? Het jy regtig gedink, jy dien my nou met liefde? Of maak jy net 'n merkie op die lys? Jy sien, integriteit beteken nie ons is perfek nie. Integriteit beteken nie ek lewe 'n lewe waar ek nie foute maak nie. Integriteit sê nie, as ek die regte gewoontes oor en oor en oor en oor en oor doen nie, dit tevredenheid gaan maak nie. Jy sien, ek kan elke dag vir my vrou tee maak, ek kan vir haar 2 keer 'n dag tee maak, ek kan wanneer sy haar oë oop maak vir haar 'n koppie tee neersit, as my hart nie in dit is nie, beleef sy dit, ek weet nie hoe nie, maar sy beleef dit in die smaak van die tee. En dan sit ons hemelse Vader, wat alles weet, wat alles ken. En hy kyk baie keer na die uitdrukking van ons lewe. En ek dink by myself, hy wonder soms of die tee met liefde gemaak is. Jy sien, integriteit is nie prestasie gedrewe gedrag nie. Hoe beter ek doen, hoe beter voel die Here oor my nie. Hoe beter ek optree, hoe gelukkiger is hy met my nie. Ek onthou toe my oudste seun jonk was, daar 'n pa was wat sy kind vir elke 3 'n R200 betaal het. Noodloos om te sê, hy was glad nie 'n spanspeler nie. Want hy het net gewerk om geld te kry. En hoe beter die wedstryd was, hoe gelukkiger was sy pa met hom. En ek het altyd by myself gedink, die arme spanning wat daai kind beleef wanneer hy by 'n rugbywedstryd opdaag. Want die gesprek in die kar terug is of een van verwondering, of Jesus, vandag kon jy weer niks doen nie. Gelukkig vir my spaar ek weer 'n klomp geld. Ek en jy het vanmôre nodig om te verstaan. Niks wat jy gedoen het, wat jy nog gaan doen, en waarmee jy besig is, kan die opinie van die Here oor jou en my verander. Sy opinie is klaar vasgemaak in dit wat hy vir jou en my aan die kruis gedoen het. Hy voel nie vandag sleg, môre beter en die dag daarna die beste oor jou nie. Dis klaar vasgemaak in wat hy gedoen het. Die Fariseërs het probeer om hom te beïndruk, het probeer om wette te volg, wettisisme voor te stel, en wat sê hy oor hulle? Hulle is wit gepleisterde grafte. Ek en jy kan probeer om ons lewens te probeer bestuur, om goed te doen, en dis reg. Ons lewe moet verander, maar dit verander nie omdat ons hom probeer beïndruk nie. Dit verander want ons is in hierdie verhouding. My verhouding bepaal my uitdrukking. So nou omdat ek my vrou wil wys ek het haar lief, verander die indruk en die manier hoe ek haar tee maak. Want ek wil hê sy moet die goedheid uit daai uitdrukking beleef. Jy sien, die integriteit is nie selfregverdiging nie. Waar ek myself probeer oortuig, ek doen reg. Ek onthou eendag is ons by 'n besige hoek in Pietersburg, en op hierdie hoek staan 'n persoon die dag, en hy vra vir almoses, hy vra vir geld. En soos ek aangery kom, is ek sommer klaar half ontsteld, en ek stop langs hom en my venster is oop. En hy kom tot reg by my en hy sê, meneer, het jy nie vir my geld nie? En ek sê vir hom, nee, en ek onthou, Dian is 'n klein seentjie.
En die volgende oomblik, nog voor ek klaar kan praat en hierdie kontak kan afsluit, maak hy my asbak oop en hy sê, pa, maar hier's baie geld. Nou dink ek myself, sal jy net gaan fluit? Wat ook al. En hy maak my attent daarop, want ek het geld, maar ek het gekies om iets anders te sê. En onmiddellik draai ek na hom toe terwyl ek die venster toemaak en ek sê vir hom, dankie Boeta, ek weet, maar ek wil eintlik nie vir hom gee nie, want ek is bang hy gaan koop die verkeerde goed daarmee. Sou dit nie die regte taal gewees het nie. En in daai oomblik leer ek by my kind iets van integriteit. Want dit is 'n simpel dingetjie, maar my hele asbak is vol geld. Klomp klein geld. My selfregverdiging dan in daai oomblik is, ja Boeta, nee ek weet, maar ek wil hom nie bemagtig om die verkeerde ding te kan doen nie. Hoor die selfregverdiging in daai oomblik. Ek gee nie vir iemand op 'n stopstraat nie, want hy gaan drank koop, hy gaan dwelms koop. En so baie keer selfregverdig ons gedrag. En ons dink dit word 'n uitdrukking van heiligheid en integriteit. Jy sien, selfregverdiging is nie om van die regte morele basis te probeer leef nie. Dis om toe te laat dat my gedrag beïnvloed word deur sy karakter. Jy sien, integriteit is ook nie 'n verdeelde lewe nie. Ons kan nie vanmôre in die familie in Doxadeyo een manier van lewe voorhou. En wanneer ons by hierdie parkeerterrein uitry en die knik van die kerk verlaat, 'n totale ander lewe leef nie. Onverstaanbaar in die week, onsigbaar in die week. En dan wanneer ons in die kerk kom en ons kinders of ons familie of ons man en vrou na ons kyk, so kyk met verbasing en sê, wie is hierdie persoon nou? Maar om 'n lewe te leef wat altyd dieselfde is. Jakobus 1 vers 8 sê, 'n dubbelsinnige mens is onbestendig, nie in sekere van sy weë nie, nie in sekere verhoudings nie, maar in al sy weë. Dis nie integriteit nie. So wat is integriteit dan? En ek wil 'n aanhaling vir jou lees van Rick Warren, die pastoor van Saddleback, die persoon wat die boek Purpose Driven Life geskryf het. Hy sê die volgende, hy sê, integrity is what you do when no one is watching. It's living by your convictions. It's choosing your thoughts and actions based on values rather than personal gain. Integriteit beteken om eerlik, opreg en moreel konsekwent te wees, selfs wanneer niemand na jou kyk nie. Dis om 'n netjiese persoon in jou klere te wees as 'n voorbeeld. En wanneer ek saam met jou uitstap en jy iets uit jou kattebak uithaal en jou kattebak gaan oop, hy perfek netjies skoon is. Dis konsekwent. En ek dink ek het dit al vir julle genoem. Ek het saam met 'n kollega gewerk, dat wanneer ons 'n nuwe pastoor wil beroep in die kampus, en hy deur die onderhoud gegaan het, en hy beïndruk is met die persoon en hoe hy lyk, en die antwoorde wat hy gegee het, stap hy altyd saam met hom as hy na sy kar toe gaan, en hy laat hom sy kattebak oopmaak. En op grond van hoe sy kattebak lyk, besluit hy of hy vir werk sal gee of nie. Dan sal jy nou vanmôre sê, in jou lewe, kan jy nou dink, ek het 'n onderhoud met 'n sekretaresse en ek stap saam met haar en sê, ag maak net gou vir my jou kattebak oop, ek wil net sien hoe hy lyk. Daai persoon gaan dink, waarvan bel jy? En ek vra hom toe eendag, maar ek verstaan nie. Hierdie maak hom nie 'n beter of 'n slegter persoon nie. En hy sê die volgende stelling, hy sê, as 'n persoon onnetjies kan wees in sy kattebak waar niemand anders sien nie, hoe lyk die res van sy lewe? Nou ek hoop nie ek sien julle almal saam met my nou by die Total Garage nie en ons almal gaan vinnig ons karre was en ons kattebakke uitsuig nie, maar luister na die prinsip. Die areas wat niemand van ons sien in mekaar se lewens nie,
hoe lyk daai areas? Want onthou nou, Jakobus sê, 'n dubbelsinnige man is onbestendig in al sy areas. Jy sien, baie keer in die wêreld het mense sekere fronte waar dit lyk, waar alles aan mekaar is. Maar aan die agterkant, en dis daai diskonneksie van 'n ten volle lewe van integriteit leef. Dis om binne en buite dieselfde persoon te wees en om reg te doen, al is dit hoe moeilik. Al is daar gevolge, om daai gevolge te meet en altyd reg in daardie opsig te wees. Nou, ek wil vinnig vanmôre, net as 'n grondslag vir die hele reeks, vir ons 'n paar maniere deel om integriteit te beskryf. En een van dit is, ons is eerlik. Ons lieg en bedrieg nie. Mense wil met ons praat, mense wil met ons besigheid doen, mense wil, want hulle weet, ons ja is ja en ons nee is nee. Ons funksioneer van waardes, en die weer en die oomblik kan nie ons waardes beïnvloed nie. Dis eenvoudige goedjies, simpel goed, om by die inkopieslys of klaar my inkopieslys te doen en te betaal en my kleingeld te kry en by die kar te kom en agter te kom, hulle R200 kleingeld te veel gegee. En nou in my kop te oorweeg, jy weet ek is klaar gepak, goed is klaar in my kar, gelukkige dag vir my, extra Streetwise 2. Of om terug te gaan, en seker te maak, dat ek die kleingeld teruggee. Want aan die einde van die dag, gaan daai teller R200 kort wees op haar geld, en 10 teen 1 dit moet inbetaal. Klein, simpel goedjies. Maar as ons nie die R200 kan terugvat nie, kan ons ook nie vertrou word met die groot besigheidstransaksie waarin ek 10 miljoen kan maak nie. En dan verstaan ons soms hoekom dinge nie ons kant toe kom nie, want ons word gemeet en getoets in die kleine. Dis om getrou te wees aan ons waardes, reg is reg. Al kos dit ons wat. Ek het dit nou genoem, maar konsekwentheid, om dieselfde persoon altyd te wees. Om nie wanneer jy by 'n braai is, met jou huweliksmaat te praat, liefie, kan ek nog 'n bietjie koeldrank kry, maar wanneer jy by die braai ry, weer in slegte terme en in onaanvaarbare maniere met geliefdes te werk. Of wanneer daar inspeksie is by die werk en mense kom van buite af om te kom prosesseer, hoe gaan dit by die werk? Hierdie goeie baas of hierdie goeie werknemer, werkgewer te wees, en sodra die inspeksie verby is, weer verbaal mense seer te maak en goed te sê, nee. Om vanuit hierdie waarheid, hierdie verhouding, my hele lewe 'n boodskap van sy genade te verpersoonlik. Dis waar ek en jy verantwoordelikheid neem. Verantwoordelikheid vir ons lewe, vir ons dade, vir ons interaksies en dan ook vir ons beloftes. Ons sê baie keer te maklik ja. En ons meet nie die gevolge van ons ja nie. En dan later wonder ons hoekom mense ons ja nie glo nie, want ons sê te maklik ja. Jy sien, en daardie goed bou karakter in ons. En ons karakter moet heel wees en nie in stukkies opgedeel wees vir verskillende plekke of vir verskillende mense nie. Wanneer ek in 'n sekere groepering is, het ek hierdie persoonlikheid. Wanneer ek saam met ander mense is, ek weer anders. Maar ek funksioneer vanuit my karakter wat gebou word en gevorm word deur Christus in my. So met ander woorde, integriteit beteken dan om in lyn met die Here se hart en sy waardes te wees. Om my lewe op dit te baseer, nie net uiterlik nie, maar van binne af met 'n lewe wat wys, ek en jy behoort aan hom. Wanneer ons in die gemeenskap is, die manier hoe ons leef, hoe ons besluite maak, hoe ons interaksie het met mense, vertel mense, ons lewe 'n lewe van integriteit, wat in lyn is met wie hy is. So integriteit word dan, om my lewe, elke dag, elke oomblik te belyn, met die interne waarheid van dit wat hy gedoen het,
en sy openbaring van wie hy is deur my. En dit beteken nie vanmôre ek en jy verteenwoordig 'n nuwe kultuur Christendom nie. Hoeveel mense ken ons wat sê hulle is Christene, maar hulle hart en hulle lewensuitdrukking is baie ver daarvan. Maar dis waar ek en jy genooi word na 'n diepe verstaan van die transformerende aard van dit wat Christus gedoen het, wie hy is. En wanneer ek en jy onsself vind in hom en deur die krag van die Heilige Gees, dan laat ons toe dat dit uitdrukking kry in ons alledaagse lewe. Vanmôre praat ons nie van 'n lewe waarin ons leef van 'n gevoel van skuld, van pyn, van skaamte nie. Wat ons vat na 'n plek waar ons gedrag probeer verander nie. Nee, die waarheid is, ons vind ons nuwe natuur, 'n natuur wat verander en getransformeer is in Christus. En wanneer ek en jy dit vind, dan leef ons daardie waarheid. Dis soos wanneer jy winkel toe gaan en jy vir jou 'n nuwe hemp of 'n nuwe pakkie of nuwe skoene koop. Jy skep 'n geleentheid om daai nuwe klere te dra. Hy hang nie vir 'n hele seisoen in jou kas en dan eendag haal jy hom uit nie. Nee. Jy's soos 'n kind wat in die winkel 'n lekker kry. Jy's nog nie eers uit die winkel uit nie, dan het jy hom al in die mond. En dis presies dieselfde. Ons kan nie wag om hierdie waarheid van wie Christus is en wat hy gedoen het te beleef nie. As ek 2 sleuteldefinisies van integriteit kan vasmaak. Integriteit beteken om 'n lewe van verandering te leef. Dis om te leef vanuit 'n toestand van heelheid. En wat is daai heelheid? Daai heelheid is 'n plek waar ek my ware identiteit bevestig. En waar ek volledig of onaangetas 'n gesonde, ongeskonde en volmaakte verhouding met die Here het. Hoor wat sê 1 Korintiërs 1 vers 30 gesê, God en God alleen het dit vir julle moontlik gemaak om Christus Jesus te leer ken. Jesus is die een deur wie ons kan sien watter slim planne God gemaak het. Deur hom word ons saak met God reggemaak. Hoor hoe mooi sê hy dit. Nie deur wat ek en jy kan doen nie, maar deur dit wat hy gedoen het, word ons mense wat geheel en al net vir God leef. As jy wonder oor integriteit, dis integriteit. Om te leef vir hom. Ja, hy is die een deur wie God en sy vriende maak. So ek wil dit weer vir ons vanmôre bevestig. Want dit is belangrik dat ek en jy verstaan by die begin van hierdie reeks. Integriteit is in wese 'n lewe wat in lyn is met wie hy is en sy karakter. So as ek en jy vra, hoe lewe ek 'n lewe van integriteit? Volg sy voorbeeld. Hoe lewe ek 'n lewe van integriteit? Sit by sy voete. Hoe lewe ek 'n lewe van integriteit? Laat toe dat sy gees in my praat en sy gees my verander en sy gees deur my sy karakter leef. Dan lewe ek en jy 'n lewe van integriteit. En oor die volgende 3 weke na vandag gaan ons gesels oor die volgende. In die eerste een gaan ons gesels oor hoe ek en jy lewe van 'n lewe van ontsag tot 'n lewe wat ons vat na aksie toe. Waar ons sien, hy neem die inisiatief dat die transformasie is in Christus en hoe ons hierdie roeping beleef en daardie roeping na die wêreld toe vat. 'n Familie op missie, 'n een-op-een aksie waar ons verandering bring. Die week daarna waar ons gesels, hoe ek en jy alreeds volmaak verklaar is, tog in wording na hierdie volmaaktheid groei. Hoe dit en wat dit beteken om te leef in hierdie spanning waar ek nog nie voel ek is volmaak of heilig nie, maar ek sal reeds verklaar en wat dit beteken vir jou en my. En dan gaan ons hom afsluit oor hoe ek en jy in hierdie ritmes van vernuwing en integriteit kan leef. Hoe kry dit dan
praktiese uitdrukking in my lewe. As ek vanmôre kan saamvat, wat gebeur wanneer integriteit in ons lewens teenwoordig is? Beteken dit mense sê van ons is goeie mense? Daai is mense wat ons op kan staatmaak. Hoor net wat sê Spreuke 11 vers 11. Hy sê, deur die seën en invloed van die opregtes word 'n stad verhoog. Ek weet nie van jou nie, maar wanneer ek kyk na ons gemeenskap, dan het ek 'n seer vir gebroke mense. Dan het ek 'n pyn vir die wat deur die sleg van die lewe gaan. Mense wat sonder hoop leef, mense wat voel, daar is nie 'n môre nie, dat dit beter is om vandag maar net weg te wees. Wat nie verstaan wie hulle is nie, wat nie selfwaarde het nie, wat net dink hulle is beter af as hulle nie meer hier is nie. En weet jy wat's hartseer wanneer ek dit vanmôre sê? Ons kan dalk nie dink mense voel so nie. Ons sal verbaas wees oor die persentasie van mense wat daar leef. Dan kom Christus en hy sê, ons het baie keer al hierdie planne en al hierdie drome en al hierdie uitreike en ons wil planne maak en ons het sopkombuise en ons het uitreike na mense, wees en weduwees en al daai goed is belangrik, maar hoor hoe eenvoudig is dit? Deur net ons lewe te verander, deur net opreg te lewe, word 'n stad verhoog. Deur jou en my lewe en uitdrukking van integriteit verander ons gemeenskap. Want skielik in die winkel sien mense integriteit. Skielik op die sportveld, in die kultuuruitdrukkings, in die beheerliggame van skole, in die manier hoe ek klas gee, hoe ek besigheid doen, word die opregtes raak gesien en word 'n stad geseën. Maar die teendeel is ook waar. Die uitdrukking van my lewe aan die ander kant spreek ook 'n boodskap. Maar deur die mond van die goddelose word dit vernietig. Jy sien die samelewing hinker na manne en vroue van God. Sonder om dit te verwoord, is daar 'n hinkering by hulle. Jy weet, dit is soos daai juk, jy het 'n juk, jy weet eintlik nie wat is die juk nie. En baie keer weet vrouens presies wanneer die man begin tinker aan sy kar en sê, ek's nie seker of hierdie kar my nog 2 jaar gaan hou nie. Sy weet daar's 'n juk vir 'n nuwe bakkie. En sy sien die juk al van ver af kom. En sy weet oor 2 maande gaan hy wil sit oor die begroting. En kyk wat sy ekstra geld is daar, want hy klaar bakkie in gedagte, hy moet nou net die geld iewers kry. Ons het soms 'n juk. Die wêreld het 'n juk. En hulle weet nie hoe om haar juk te verwoord nie. Ek en jy is die bron van die verligting van daai juk. Die samelewing hinker dat ons sal opstaan en hierdie waarheid en integriteit sal leef. Wanneer ons regverdig met integriteit leef, verander ons gemeenskap. So eenvoudig. Nie net hierdie programme wat ons volg nie, maar ons lewe en mense is daardie program. Besighede, gesinne, regerings, leierskap floreer onder eerlike, betroubare leierskap. Vertroue groei, korrupsie neem af, want die uitdrukking van die lewens word lewens van integriteit. Jy sien, integriteit sê, ek staan op vir wat reg is. Ek is nie deel van 'n gesprek waar verkeerd voorgehou word en ek moet net stil bly en in my kop sê, Here, ek bid vir hulle nie. Nee. Integriteit sê ek staan op. Geregtigheid en regverdigheid heers in 'n omgewing van integriteit. Want daar word gestrewe na sy karakter en sy verpersoonlikheid. Wette word eerlik toegepas en nie toegepas tot voordeel van sekeres nie. Die kwesbares word beskerm en nie uitgebuit nie. Vertroue en eenheid neem toe. Mense staan op en wil getel word, wil vir leierskap staan. Daar word vertroue gebou in leierskap, bure en instellings.
Integriteit bou respek en verantwoordelikheid tussen mense. En skielik is daar minder vrees, minder verdeeldheid en agterdog. Hoeveel keer gebeur dit met ons, dat iemand met ons vriendelik is en ons wonder altyd, ek wonder wat soek hulle by my. As ons eerlik is, of iemand stap by jou besigheid in en hulle begin jou bevriend, dan wonder jy, wanneer kry ek die brief vir 'n donasie? Wanneer gebeur dit? Hoe wonderlik sal dit wees as agterdog, vrees en verdeeldheid weggevee word deur sy karakter wat sigbaar is in ons lewens. Sien, en dan laastens, vrede en stabiliteit groei wanneer integriteit sigbaar is. En hoor net hier, ek het nou aan die begin van die diens gesê, ons het baie drome vir ons kinders, maar die grootste droom en passie wat ek en jy vir ons kinders, vir die volgende generasie moet hê, is dat hulle die Here in sy volheid sal ken en sal dien. En dan kom hy en hy sê, integriteit laat die volgende generasie floreer. Hoekom? Want hulle sit by ons waterbakke, ons geestelike waterbak, en hulle drink die water wat ons hulle gee. Ons kinders en ons jong mense en die volgende generasie kan nie iets word wat hulle nie sien nie. Ek sê dit oor en oor, as ek met ouers praat, ons het die kapasiteit om ons kinders te programmeer. Wil jy hê jou dogter moet 'n goeie man trou? Wees 'n goeie man vir jou vrou. Want 'n dogter trou 'n man wat sy sien in die huis. Wil jy hê jou seuns moet goeie mans wees? Wys hulle die voorbeeld, want hulle word wat hulle sien. Wil ons sê ons kinders moet die Here dien? Dan moet ons die Here dien, want hulle leer en hulle tel integriteit en karakter by ons op. Hoor wat sê Spreuke 20 vers 7, hy sê, die regverdige wat in sy opregtheid wandel, geseënd is sy kinders na hom. Nie sal geseën word, kan geseën word nie, sal geseën word. Die kapasiteit van die volgende generasie lê by jou en my, in die uitdrukking van ons integriteit. Kinders, jong mense wat in 'n kultuur van integriteit groot word, ontwikkel 'n gesonde karakter, sterk identiteit en morele helderheid. Integriteit word geleef en oorgedra en bring seën vir geslagte. En gister terwyl ek voorberei, gaan ek vinnig op 'n ding, ek probeer ietsie soek. En ek sien hierdie prentjie van 'n ou, omtrent met 100 000 rand se note. En hy sê die volgende ding, ek lees die eerste deel, hy sê, as jy dalk hierdie verloor het, kontak my, en ek stop daar en ek dink, ek kan dit nie glo nie. Hierdie ou het 100 000 rand gekry, hy soek die persoon, hy sê nogal, in die Montana omgewing, kontak my. En ek dink, dit is so mooi, ons praat oor integriteit, en die volgende sê hy, ek wil baie graag vir jou die rekkies teruggee. En ek dink by myself, ja, dis hartseer. Ons haal die geld uit, ons gee die rekkies. En dis nou in 'n ligte humor. Ouens, dis nie integriteit nie. Integriteit vat ons na 'n plek toe van gesonde karakter en 'n uitdrukking van sy waardes. En reg aan hierdie begin van die diens wil ek jou nooi om vir 'n oomblik saam met my jou oë te sluit. En ek wil jou vra terwyl jou oë gesluit is, om jouself regtig te verbind tot hierdie reeks, hierdie volgende 3 weke. Dit is lewensveranderend. En om vanmôre net jouself, onsself te kom belyn en te kan verstaan deur hierdie, en ek wil nie sê eenvoudige manier nie, want dit is intens. Dit vra 'n verandering in my hele manier van leef, maar dat net dit die wêreld om my kan verander. Wil ek en jy nie vanmôre sê, ja Here, ek wil hierdie lewe van integriteit leef. Ek wil myself verbind om meer te hoor en meer te leer en toe te laat dat ek meer verander word, dat my lewe in belyn sal geleef word met die karakter en dat my lewe hierdie uitdrukking van karakter en integriteit
in elke aspek van my lewe sigbaar sal maak. Kan ek en jy dit vanmôre vir hom sê? En onsself verbind tot dit? Here, vanmôre verstaan ons. Ons is geroep tot hierdie een lewe. 'n Lewe wat uitdrukking gee aan wie U is. En daardie uitdrukking is om 'n lewe te leef van integriteit in elke aspek van ons lewe. En Here, waar ons nou in die volgende paar weke gaan leer oor wat die hart regtig is wanneer dit kom by integriteit, by hierdie een lewe. Dankie dat U, Heilige Gees, kom en ons voorberei vir hierdie reis, sodat ons onsself kan belyn en ons lewe die uitdrukking kan en sal wees van U karakter en U integriteit. En ek dank U daarvoor, dat U al reeds met ons besig is, en dat hierdie verandering, U koninkryk, mense se lewens sal bring, en ons stad, en ons jong mense se lewens sal verander en sal belyn met die waarheid van dit wat U sê. En ek eer U daarvoor in Jesus naam.